Daar is net niks wat kom by die naam van ons Jesus Christus nie. Oh, glory to God. Ek weet nie van u nie, maar ek is bewus dat die Here is hier vanmôre. Sabaronda karabasitiandai. Ons ry in die week so bietjie Graafrein net se wêreld toe. So die yskas gaan volmaak en terwyl ons so ry en almal vat weer ou slaapie. Dis dit my tyd om te bid. Nou ek weet nie of ek hulle slaap van hulle ontneem nie, maar ek bid dan. En ek bid want ek moet wakker bly. Nou om wakker te bly gaan ek nou leef. Ek gaan nou regtig nie siekies bid nie. So ek doen dit nie as prys nie, ek moet wakker bly so. Nou bid ek en volgende oomblik toe kom soek die Here daai kar. En die Here kom ontmoet met my. En die Here praat met my oor iets so mooi en ek wil vanmôre met u deel daaroor. Oor die tema met die noem van die naam. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, daar is net niks wat kom by die naam van ons Jesus Christus nie. Sê amen. Ek wil hê jy moet dit weet, die mooiste sêgoetjies, die mooiste liedjies en gediggies en woordjies en mense en noem dit wat jy wil, enige plaasvervangertjie, enige ietsie wat hulle try doen, 'n ritueel of kerktradisie, niks kom by die eenvoudige mooie naam van Jesus Christus nie. Daar's niks wat dit kan vervang nie. Daar's geen plaasvervanger, al het ons deur die eeue gegroei en baie dinge het verander, is daar nie 'n plaasvervanger vir Jesus Christus, die Seun van God nie. Sê amen. Halleluja, ek wil hê jy moet weet vanmôre, dis die naam bo elke naam. Dis die naam van my Jesus. Amen. Verskoon. Hy sê daar vir ons in Filippense 2 vers 9 tot 11 is my hoofgedeelte, my sleutelteks wat ek vir julle wil lees vanmôre. Sê daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. Jy moet oplet, 'n naam wat bo elke naam is. Halleluja, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Nie net die Christene nie, ons buig nou. Daar's eendag wat die ateïste sal buig. Daar's eendag wat die moslim sal buig. Daar's 'n dag wat kom wat elke demoon sal buig en erken dat Jesus is die Seun van God. Halleluja, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en op die aarde is en die wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Jesus is Christus, hoekom? Tot heerlikheid van God die Vader. Woo, glory to God. Is vir die Vader lekker om te weet my seun is Christus. Is vir die Vader lekker om te sien die krag wat daar in Jesus Christus is. Dit maak die Vader trots. Het jy al gevoel, pa, as jou kind presteer, hoe trots voel jy? Hoe lekker voel jy hier binne? Jou hart hardloop daar, man. Nou ek dink die Vader het so gevoel oor sy seun ook. Nou ek wil gou vanmôre 'n bietjie met u praat. Ek gaan gou vir ietsie moois vertel. Of kom ek begin sommer gou reg. Die mense het baie stories nog steeds, een van die grootste valse bewegings wat die wêreld nog ooit getref het, is hierdie Joodse gebruike van die snaakse name wat hulle wil uitbring. Is een van die grootste sektes wat as jy die agtergrond van dit gaan volg, waar dit vandaan kom. Ek sê nie almal wat 'n ander naam bid of gebruik is verkeerd nie. Ek sê die oorsprong, gaan doen bietjie navorsing, wat nou bietjie lus is vir lees. Is definitief nie deur 'n gesalfde kind van die Here uitgebring nie. Die wêreld en die sataniste het uitgebring om die kinders van die Here te verwar. Toe die duiwel nie die Bybel kan vernietig nie, toe bring hy vir ons 'n klomp verdraaiings. Toe die duiwel die kerk nie kan vernietig nie, toe bring hy verdeeldheid in die kerk.
Gebruik nie die logika. Jy het nie nodig om slim te wees vir jy goed nie, jy moet net mooi dink. Die duiwel sien, hy gaan jou nie, as hy jou nie kan aftrek, dan gooi jou boor. Ok, dis wat hy nou hier gedoen het. Maar ok, kom ek vertel julle gou iets moois. Die Bybel is geskryf, natuurlik weet ons, die Nuwe Testament veral Grieks, Hebreëus, en Jesus se woorde is aangehaal in Aramees. Jesus se naam word in die Nuwe Testament en die evangelie wat vir die hele wêreld geskryf is. Nie net vir Israel nie. Vir die hele wêreld geskryf is Jesus se naam baie duidelik Jesus. Wat gespel word L-E met 'n dubbelteken op, S-O-U-S, Jesus. Wat direk vertaal word in Afrikaans, my moedertaal, Jesus. Nie ander goed nie. Jesus Christus, die Seun van God, en daardie naam het sy krag nooit verloor nie. Jy kan nou foreign speak, onthou julle daai ou tydse chocolate advertensie, oh, I love when you speak foreign, you are very grand, but it's not so deliciously if you only speak one word in foreign language. Speak either foreign language or Afrikaans, but you can't mix it, hè? So moenie jou probeer slim hou nie, want jy kom partykeer dom voor. Wat is Jesaja se naam in Grieks? Moses? Jeremia? Ons worry oor dit nie. Ons wil ons nou slim hou, omdat iemand 'n beweging in gebruik hou, ons so slim. Jy moet dit so sê, en jy moet praat van Joshua, jy moet dien, jy moet daai. Kom ek sê vir jou, moenie nonsens praat nie, die naam beteken niks, dis die persoon agter die naam. Dis die krag van God agter daardie naam, dis die gesag wat daardie naam dra. Amen, amen, amen. Dit help nie, verbeel jou nou, al die jocks moes dieselfde wees. Hier sal ons wêreld nie 'n goeie plek gewees het nie. Maar dit is nie so nie. So die naam sê niks, dis die persoon wat die naam dra, waaroor dit gaan. Nou stry ons oor 'n naam. Kom ons kom by die God van die naam uit. Kom ons kom by die Seun van God uit wat die naam dra. Amen. Amen. Woo, glory to God. Julle maak my opgewonde. Kom ons gaan aan. Julle is so lewendig vanmôre. Woo, praise the Lord. Nou, ek wil begin met 'n ou verhaaltjie, 'n storieetjie. Daar was 'n sendeling wat vir die Here gewerk het met al die ywer binne hom. En hy is hier by so afgeleë dorpie gaan werk hy vir die Here. En ongelukkig is hier dorpie deurtrek deur okkulte. En baie snaakse goed wat aangaan deur sektes en goed. En een aand kry hierdie een man wat ook daar so in die dorpie is, se dogter styptrekkings. En dadelik sê almal, dis die duiwel is demone en dit is nie 'n demone. En hierdie demoon begin manifesteer en almal sê is demone en hulle wil sommer die kind doodmaak want hier is moeilikheid. Niemand kan haar beheer nie. En die man is baie bekommerd en hy gryp hierdie kind en hy hardloop. En hy hardloop na die sendeling toe. En hy kom daar by sendeling aan. Hy sê asseblief help my. Wat moet ek maak met hierdie kind van my? Jy vertel die Here kan help. Hier kies my kind. Nou sit daai sendeling dadelik kyk hy het niks mediese goedjies daar om te help nie. Hy het nie pilletjies nie. Hy het nie al die kennis nie. Al wat hy wel het, hy buig op sy knieë. En hy sit by daardie kind op die bed. En hy roep uit, Jesus. En hy roep uit, Jesus Christus. En hy roep uit, Jesus Christus, die Seun van God. Halleluja, toe hy daardie naam roep, toe verander die atmosfeer en daai kind begin stil hê. En almal kyk in verbasing, wat gaan nou aan? En die kind sit regop en sy smile vir hulle, sy sê, wat het nou gebeur? Ek voel so lekker lig, ek voel beter. En Jesus Christus in sy naam, met die krag van God, gee die oorwinning, sê amen. Ek wil hê moet vanmôre verstaan, dat daar's nie een of ander magiese krag in die naam Jesus nie. Daar's nie een of ander magiese krag in die naam Jesus nie. Die krag lê in die persoon wat dit teenwoordig. Ek wil jy moet mooi luister vanmôre. Weet jy, in van die Europese lande en daar rondom Israel en van daai
Klomp mense noem hulle kinders Jesus, dis algemene naam. Maar die verskil lê daarin, dit is nie net Jesus nie. Dis Jesus Christus, die verheerlikte seun van God. So die krag lê nie in J-E-S-U-S nie. Die krag lê in die seun van God, wat maar net benoem word daar, maar dit gaan oor die seun van God. Sê amen. Ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan, want ons sit baie keer, is ons so besig om te karring hier bo rond, terwyl ons by die wortel moet uitkom. Jesus Christus is die seun van God, en natuurlik is daar lewing in daai dorp, en die Here seën hom, en sien die werk wat hy doen vir God daar. En ek wil vandag hê jy moet dit mooi verstaan, dat Jesus Christus bly die naam bo elke naam. En wanneer ons die saak mooi verstaan, dan besef ons, die woord praat van daardie naam, wat ons nou net gelees het, wat 'n verheerlikte naam is, waaraan elke knie sal buig en elke tong sal bely. Nou ons glo dit, amen. Nou die woord van die Here sê vir ons in Handelinge 4 vers 12, hy sê, en die saligheid is in niemand anders as in hom nie. Amen. Die saligheid lê slegs in hom. Ek wil hê jy moet dit verstaan, geen ander naam kan sonde wegvat nie. Geen ander naam kan 'n mens vrymaak, behalwe Jesus nie. In sy naam word die verlore man gevind. In sy naam word die skuldige vry, en die sondaar word nuut. In sy naam. In wie se naam? Kyk, bietjie meer, bietjie harder. In wie se naam? Amen. Sy naam dryf die duisternis weg. Amen. Dit dryf die duisternis terug. Markus 16:17 sê, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met julle goeie teologie, met 'n kruisie wat van hout gemaak is, 7 cm by 3, sal julle hulle gooi met sap en hulle sal uitgaan. Sê hy so. Sê wat my Bybel sê nie. My Bybel sê, in sy naam sal hulle duiwels uitdryf. Hy gee my die autoriteit, hy gee my die gesag. Ek is baie keer, dan kyk ek hierdie mense, ek's eendag saam met 'n pastoor wat my kom besoek. Ek het my sommer vererg vir hom. Hy moet my weer kom besoek hê. Hy kom hier aan met 'n ramshoring, nou wil blaas hy hier in die plaks in om die duiwels uit te dryf. Ek sê, waarmee is jy besig? Hy soek die duiwel in die kruis, en hy soek die duiwel in die blomme, en hy soek die duiwel in alles. Ek sê, jy moet begin godsbewus raak, jy's besig met die duiwel. Ek aanbid God vir wie die duiwel bang is. Kom, ek stel jou voor aan hom. En hy vertel my hoe blaas hulle en alles in, en ek sê, okay, julle kan maar blaas, terwyl julle blaas, ek sal een kant gaan, ek sal sommer net bid. Ek het nie nodig om al die goed te doen nie. Ek is dalk 'n lui ou, ek hou van die vinniger manier. Toe hy nou klaar met al hulle goedjies en rituele wat hulle in glo, dan vertel ek vir hulle, weet jy wat doen ons? Ek stap in daardie huis in, en dan sê ek, elke demoniese mag, elke gees, elke gesag wat hier is, wat nie van God af is nie, in die naam van Jesus Christus, uit nou, weggesy. Woe! Ons spaar die plaks, ons reset nie eens die horlosie by die muur nie. Dit was net so maklik. Ons wil baie keer te veel van ons krag gebruik en te min van God se krag. Jy moet bietjie ophou jou krag wil gebruik. Jy's nie sterk genoeg vir die duiwel nie. Ek wil nie jy moet verstaan. Ek sien ouens, ons het al bevryding gedoen, naderhand is dit 'n gestoei. As hulle daai tyd 'n foon uitdruk, sal ons movies maak. Ek sê jou, dis twee en dis bo en dis onder, is heen en weer en die bloedloop is 'n wille sessie, man. Weet jy wat sê die Here vir my die laaste paar sessies? Sê moenie aan die man vat nie. Jy vat nie aan hom nie. Is wat hy wil hê jy moet aan hom vat, want dan kan hy jou terugvat. Sê staan weg. Ek sê vir die naam van Jesus Christus, dan lê hy net daar soos 'n dooie. Hy lê daar soos 'n bewustelose mens, hy kan niks doen nie. Want die autoriteit is in die naam van Jesus, nie in jou krag nie. Die autoriteit lê in die bloed van die lam, dit lê nie in jou nie. Petrus en Johannes kom daarso by daardie poort aan en hulle sien hierdie man en Petrus sê nie vir hom, hey Boeta, kom ek vertel jou 'n ding. Ek kom 'n paadjie met die Here, ek sê jou gou gesond maak as jy wil. Kom ek wys jou 'n bietjie 'n ding. Johannes, check bietjie wat ek kan doen. Staan op. In die naam van Petrus staan op en loop hy. Want dan het daai ou nou nog sy boude heelte gesit.
Weet jy wat sê Petrus? Hy sê, goud en silwer het ons nie. Maar wat ek wel het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Woe, hy man spring op. En hy maak hier sy naam groot. Kom ons eer die Here. Kom ons eer hom. Amen. Die vyand is nie bang vir jou stem nie, die vyand is nie bang vir jou titel nie. Jy kan vandag 'n doktersgraad hê, jy kan 'n pastoor, professor, eerwaarde dominee wees. Ouens sien ek terg my nou na, noem hulle my oom dominee. Is nou 'n paar vernederings by mekaar. Ek is nie oom dominee nie, ek is nie 'n oom nie. Ek is met 'n tannie getroud, maar ek is nie 'n oom nie. Maar in elk geval. Maar ek wil nou vir jou sê, die Here het godsmanne, ek weet van dominees, kom ek vertel julle gou iets van die dominees. Ek weet van dominees, wat sonder dat hulle hierdie goed ken of daarin geleer is, in die naam van Jesus demone uitdryf. Want dit gaan nie oor die kerk waar jy kom nie. Dit gaan oor Jesus Christus, die Seun van God. Dit gaan nie oor my agtergrond en my kultuur nie. Dit gaan nie oor my velkleur nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Amen. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Die krag is nie joune nie, die krag is God se, maar God gee jou die krag. Woo! Glory to God. Ek wil hê jy moet nog 'n ding mooi verstaan. Kom ek verduidelik dit nou mooi vir jou. As ek nou vir Andrei aanstel, die staat stel nou vir Andrei aan, hy word nou aangestel deur Mosselbaai se munisipaliteit en verkeerafdeling. En hier kom 'n lorry aan. En hy jaag teen 'n taamlike spoed. En hy het nou sy geel pakkie aan en hy maak so. Ja, jy moet duidelik wys so. Want anders wil ek jou dalk omry. Dan stop ek. Het jy dit gesien aan op die hoogpad? So dis nie net 'n wonderwerk wat ek gesien het, julle het dit ook gesien. Hy is Superman. Sakkie aan, ek ry. Stel op. Hy tel sy hand op en ek stop. Het jy gesien hoe so klein speedkop en dan sy nog baie keer dik ook gemaak en net so, dan stop hy ou. Wie van julle het daai muscles? Wie dit? Hoekom stop die lorry? Om hy speedkop sterker is as die lorry. Is sy perdekrag meer? Of gaan dit oor die gesag wat in hom is? Wie oor het om te hoor wat die Gees van God vanmôre vir die gemeente sê. Vanmôre stop jy elke demoniese mag, nie deur die krag wat in jou is, in jou hand is nie. Maar die krag van die gesag wat God in jou gesit het. Vanmôre het die duiwel geen reg om jou verder te boelie nie. Want daar is 'n naam, bo elke naam wat in jou geïnvesteer is. Hy het met sy bloed vir jou betaal. Hy het gesê, ek gee jou die mandaat. Marco, gaan stop die lorries. Gaan stop hulle. Gaan stop die demone. Gaan lê hande op siekes, hulle sal gesond word. Gaan dryf duiwels uit, want ek is met julle, sê die Here. Halleluja. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, God gee ons die oorwinning. Halleluja. Ons krag is vanmôre in dit wat ons ontvang het, deur sy genade. Wat ek is genade, en wat ek het, is geleen, as ek dit gebruik. Weet jy wat gebeur as jy dit nie gebruik nie? Die Here gaan die lorry stop. Hy roep die volgende nou. Hy sê, kom staan jy nou jou hand uit. Volk van die Here, luister vanmôre. God word nie gespaai deur 'n mens nie. God word nie vertraag deur 'n mens nie. God word nie gekeer deur 'n mens nie. God word nie beperk deur 'n mens nie. En as jy dit nie wil doen nie, jy wat dalk al die kennis het, vat God die geringste, eenvoudigste mannetjie of vroutjie wat sê, Here, ek sal gaan, stuur my. Julle het nou gesien, Simon werk so daar in die tuin. Die Saterdag wat hy wel werk hy in die tuin. Vakansietyd, trek hulle vir hom 'n geel baadjie en dan staan hy hier by Hartenbos en maak hy so, dan staan jy. Jy kan maak wat jy wil. Simon het vir jou gesê, staan, dan staan jy. Ek moet eerder nie al sê wat ek nou wou sê nie, maar hy sê, stop, jy kan toet, jy kan kwaad word. Jy kan vir hom hoed soos jy lus het, jy sal stop tot Simon vir jou wys ry. Want hy het die mandaat gekry by die munisipaliteit om sy hand te kan opsteek. Nou as die mens vir jou soveel krag kan gee, wat dink jy gee God jou nie vanmôre nie? You are to die for, man.
Jy is vir hom so wonderlike ding, dat hy het sy lewe vir jou gegee, en hy sê, ek gaan, maar ek gee julle mag om hande op siekes te lê, ek gee julle die autoriteit. Ons glo dit nie, nee, is net pastoor wat dit mag doen. Gaan ry verby Simon, omdat hy nie 'n gekwalifiseerde speedkop is nie. Jy sal sien hoe trek hy speedkop jou ergens af, hy klim ons ergens, soos in die Bybel sê, die bose gees agter die bos uit, en hy skryf jou 'n ticket. Ek wil nou vandag vir jou sê, jy het 'n mandaat by God gekry. Die duiwel kan dink hy wil nie na jou luister nie. En hy kan sê, hoorie, maar ek gaan jou bypass. Dan kom die gees van die Here uit en hy sê, jy sal luister. Want vir my naam sal elke knie buig. Elke tong sal bely. Ek wil hê jy moet in hierdie dag het hoor, jy moet verstaan. Ek weet nie van jy, maar ek is bewus van die salwing, man. En ek voel die salwing kom oor my en die Here sê vir my, in my naam verander ek nou omstandighede. In my naam, in daardie dag, sal die ateïs die knie buig. Hy wat nie wil glo nie, sal die knie buig in daardie dag. Die biljoenêr sal sy knie buig. Die slimste ou sal sy knie buig. Die hoogs gekwalifiseerdste mens, die hoogste ou in die land, die konings, die presidente, tot ou Trump sal sy knieë moet buig. Gaan dalk knak op daai stadium, maar hy sal buig. Elke een van hulle sal hy knie moet buig. Hulle dink hulle is die grootste in die wêreld. Hulle is niks voor God nie. Dankie Here vir die werk wat hulle doen. Baie van dit is goed. Nie noodwendig alles nie, maar okay. Ons gaan nou politiek praat nie. Ek wil net hê jy moet vanmôre een ding hoor. God het jou geroep. Want in hom is die gesag gegee. Die Vader, die woord sê, en hy verduidelik self Jesus, dat hy sê, Vader het aan hom alle mag oorgegee, om dit te kan doen, en hy het dit weer vir ons oorgegee. Hy sê dat wanneer ek gaan sy hele doen wat ek gedoen het, en meer. Dis mooi, nee? Dis mooi, want 'n pa se droom is, hy seun moet verder gaan as wat jy gegaan het. Jy wil mos hê, jou seun moet net eindig waar jy geëindig het, nie, jy wil hy moet verder gaan. Dan het jy geslaag in jou doel. Anders het jy nie geslaag nie. Ek wil hê moet vanmôre weet, God wil hê ons moet verder gaan. Vanmôre hier waar jy sit, wil jy net vir 'n oomblik jou hoof buig nie. Sê Here, ek knak vir elke siektetjie wat omkom en voel ek wil sommer ophou lewe. Here, elke keer as hulle my bel met slegte nuus, dan wil ek my polse kou en ek wil ophou. Elke keer as dinge nie lekker gaan nie, dan wil ek gaan huil en ek wil net bietjie pity party hou. Is dit nie vanmôre tyd om sy naam te noem nie? Is dit nie vanmôre bietjie tyd om sy naam te noem oor jou omstandighede nie? Is dit nie dalk vanmôre tyd om die naam Jesus te roep oor jou probleem nie? Oor jou liggaam, oor jou huwelik, oor jou kinders, oor jou finansies? Is dit nie tyd om Jesus weer te noem nie? Jimmy Swaggart sing 'n liedjie, of het 'n liedjie gesing, so mooi, wat sê, kom ons kyk of ek vir julle kan sing. Oh Jesus, just a mention of your name, flowers grow, the desert blooms again, like fire in a winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. It makes the flowers grow, the desert blooms again. Like fire in a winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Ek wil vanmôre jy moet hoor, noem net vanmôre 'n bietjie sy naam.
Dit sal wees soos daai hitte wat die koue breek. Dit sal wees soos 'n droë woestyn wat begin lewe oplewer, wat begin weer vrug oplewer. Luister vanmôre, volk van die Here, God wil sy volk optel, maar ons moet weer besig raak met God. Ons is so besig met die probleem, ons is so besig met die uitdagings, maar die Here sê vanmôre, just to mention of my name, I will make the flowers grow, the desert blooms again. Halleluja. Luister vanmôre, volk van die Here, God wil sy salwing oor sy volk uitstuur en uitgiet. Sê amen. Ek het vanmôre een begeerte. Ek soek meer van die salwing van die Heilige Gees in my lewe. Ek soek meer van God en minder van myself. Lord, more of you and less of myself. Ek wil vanmôre nader aan God kom. Ek vra U vanmôre, noem net so 'n bietjie sy naam oor elke ding wat in jou kop opkom, wat jou onderkry. Noem bietjie sy naam oor daai onregverdige behandeling by die werk. Noem bietjie sy naam oor die teleurstellings. Noem bietjie sy naam oor die onvergewensgesindheid wat jy nie van ontslaa raak nie. Noem bietjie sy naam vanmôre. Sy naam gee oorwinning. Sy naam gee genesing. Sy naam, Sabranda Karavasiti Andai, is die naam bo elke naam. Oh, glory to God. As hierdie volk my naam aanroep, sê die Here, sal ek julle uithelp en ek julle sal weet dat ek is God en julle is my volk. So spreek die Here vanmôre deur die lippe van klei. As hierdie volk my sal dien, sal ek myself aan julle openbaar en jy sal loop met die getuienis en sê werklik waar, God het my gehoor en God het geantwoord. Jy sal weet dat die Here praat met hierdie volk vanmôre. Jy raak moeg en jy soek links en jy soek regs. Jy soos vanmôre in 'n dwarrelwind, jy weet nie waar jy gaan nie. Jy weet nie waar skop of waar voete nie. Maar die Here sê vanmôre vir jou, luister mooi. Dis 'n bietjie tyd om by my stil te staan, sodat ek by jou stil kan staan. Dis 'n bietjie tyd vanmôre om my aan te roep en ek sal myself aan jou openbaar. God sê roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal julle uithelp, maar julle moet my eer. Sal hierdie volk vanmôre die aangesig van die Here soek soos nooit van tevore nie. Sal hierdie volk vanmôre, kom ons staan op ons voete en ons buig ons hoofde terwyl ons op ons voete staan en ons kom vanmôre in kontak met God. Die heerlikheid van die Here wil die krankhede onder sy kinders laat uitvaar. Die heerlikheid van die Here wil armoede onder sy kinders laat verdwyn. Die heerlikheid van die Here wil die gesukkel onder sy kinders laat verdwyn. Die heerlikheid van die Here wil die mismoedigheid onder sy kinders laat verdwyn. Here sê, Larabakusabanda Karabasitianda, soos 'n miswolk voor die son verdwyn, sal julle omstandighede weggaan wanneer my son van geregtigheid opgaan. Luister vanmôre, die woord van die Here. God sê ek wil my volk optel, ek wil my volk inspireer, soos nooit van tevore nie. Ek wil my heerlikheid aan julle openbaar. Gee my net 'n kans, gee my net 'n kans. Sê ek nie in my woord, ek het hoeveel maal verlang om julle bymekaar te maak soos henna kuikens onder my vlerk, sodat ek julle kan beskerm nie. Maar jy hardloop links, jy hardloop regs. Jy soek hulp, jy soek raad, jy's mismoedig. Jy soek dit hier en jy soek dit daarin. Maar vanmôre lê die antwoord in my, spreek die Here. Luister vanmôre, volk van die Here. Halleluja. Rabakasrabayendakashandai. Steek vanmôre net jou hand uit en raak die kleed van die koning aan. Roep sy naam en raak vanmôre sy kleed aan. Strek jou uit vanmôre en sê, Here, ek vat U op U woord. Ek staan op U woord, op U beloftes. Want die woord sal nie ledig terugkeer nie. Die woord is vanmôre my krag. Die woord is my gesag. Die woord is die autoriteit. En die woord van die Here sal vanmôre, sal homself bevestig. So spreek die Here. Tereg sê my woord. Wonders en tekens sal volg.
Julle sal getuig en sê werklik waar, die Here het 'n verandering in daardie môre in my lewe gebring. So spreek die Here. Vader, ek seën hierdie volk nou vanmôre, elkeen, in wat se behoefte, wat se situasie hulle ook al is. Ek dank U vanmôre vir vrymoedigheid wat ons het om die naam van Jesus aan te roep. Ek dank U vanmôre vir die vrymoedigheid wat ons het om te kan weet dat U is vanmôre ons God. U is ons koning. Ons kan U lief hê. Ons kan aan U bors sit. Here, soos wat Johannes op die skoot gelê het, kan ek vanmôre so teen die bors van Jesus lê en hy druk my vas. Hy tel my op en hy sê, jy is myne, jy's duur gekoop. Niemand sal naby kom nie. As ek vir julle is, wie sal teen julle wees? As ek seën, wie kan keer? Julle is nou maar eenmaal die geseëndes van die Here. Halleluja! Kom ons prys hom. Woo, glory to God. Sabaronda karabasitianda kashandai. Halleluja, halleluja. Die Here sê, jy sit so in 'n toestand. Jy probeer die en jy probeer daai, jy rol rond in die nag. Maar God sê vanmôre vir jou, luister mooi. As jy my gaan aanroep, sal jou slaapprobleem sal ook wyk. Jy sal weer soet slaap en jy sal weer dat God vanmôre met jou praat. Kry klaar met alternatiewe en kom terug na my toe, sê die Here. Kry klaar met plan B en plan C, kom terug by God se plan A. En die Here sal antwoord, en die Here sal help, en die Here sal deurdaag, en die volk sal weet, dat ek vir julle God is, en julle is my volk, so spreek die Here. God seën sy woord, hy seën sy volk, weet dit vanmôre, julle is nou maar eenmal, die geseëndes van die Here, in Jesus naam, kom ons eer die Here daarvoor. Amen.